Goeiemôre, ek is pastoor Wim. En ek is pastoor Winna. Ons is van geen kerk of denominasie nie. Ons doen net 'n eindtyd Bybelstudie in die geopenbaarde name. Met ander woorde, Jahwe ons Elohim, dit is God die Vader, Yahshua, dit is Jesus Christus, en die Ruach HaKodesh is die Heilige Gees. Ons gebruik hoofsaaklik 3 Bybels vir ons voorbereiding en die studies wat ons doen. Dis die 3353 Afrikaanse Bybel, die 1611 King James Version, nie the New King James Version nie, en dan natuurlik the Restoration of the Original Sacred Name Bible, the Rotherham Version, wat ook die enigste Bybel is wat ooit verban is. Dit is ook nie the Emphasis Version wat in sekere boekwinkels beskikbaar is nie. Nou, ons net vanoggend begin met 'n belangrike aankondiging. Die volgende onderdompeling of doop is geskeduleer vir 27 September van hierdie jaar, om 2 uur te Montana, Pretoria. Dit word gedoen by 'n swemskool in 'n warmwater swembad. Indien enige een van julle belangstel, laat ons asseblief weet deur vir ons e-pos te stuur na potgooi.eindtyd@gmail.com. Die koste daaraan verbonde is R100 per persoon, want dit is wat die swemskool ons vra om die fasiliteit te gebruik. Dit is nie vir ons nie. Indien iemand graag onderdompel wil word en dit nie kan bekostig nie, praat asseblief met ons. Nou, ons gaan vandag kyk na wat in die tuin van Eden gebeur het met Eva, toe sy verlei is met 'n appel deur die slang. Ons gaan begin deur te lees in Genesis 2 vers 9. Kom ons lees vers 9. En die Here God, met ander woorde Jahwe ons Elohim, het allerhande bome uit die grond laat uitsprei, begeerlik om te sien en goed om van te eet. Ook die boom van die lewe in die middel van die tuin, en die boom van kennis van goed en kwaad. Nou kom ons kyk, begeerlik om te sien. Die woord begeerlik beteken 'n sterk wens of verlange. Wanneer ons hierdie vers lees, dan klink dit reg, maar as jy mooi gaan dink, dan moet ons vra, watter mens sal 'n boom begeerlik vind? Die 1611 King James Version en die Restoration of the Original Sacred Name Bible sê, pleasant to the sight. En die verklaring van dit is, giving a sense of happy, satisfaction or enjoyment. Nou goed om van te eet, die versie sê, goed om van te eet. As die vers geskryf was, en die Here God, met ander woorde Jahwe ons Elohim, het allerhande bome uit die grond laat uitsprei, goed om van te eet, ook die boom van die lewe in die middel van die tuin, en die boom van kennis van goed en kwaad. Nou sonder die gedeelte begeerlik om te sien, dan sou dit geklink het asof 'n vrugteboom beskryf word. En dan vers 16. En die Here God het aan die mens bevel gegee en gesê, van al die bome van die tuin mag jy vry eet. Met ander woorde, jy mag enige tyd daarvan eet, soos jy wil. Vers 17. Maar van die boom van kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie, want die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe. Nou die gedeelte, sal jy sekerlik sterwe, beteken nie dat hy net daar sou dood neerslaan nie, maar dat hy sy onsterflikheid, wat hy van Jahwe ons Elohim, met ander woorde God die Vader ontvang het, sou verloor, en dat ouderdom en tyd sou intree. Voor die tyd was daar nie ouderdom of tyd gewees nie. Die boom van kennis van goed en kwaad was die enigste bedreiging vir die onsterflikheid van Adam. En dit sou wees deur die sonde van ongehoorsaamheid as hy van die boom sou eet. Nou tussen vers 17, waar Jahwe, ons Elohim, vir Adam waarsku oor die boom, en vers 18, die gedeelte waar hy besluit om vir Adam hulp te maak, kon ook miljoene jare verloop het, ons debatteer dit glad nie. In vers 19 lees ons dat Jahwe, met ander woorde ons Elohim, dit wil sê God Almagtig, diere uit die aarde geformeer het, en dat hy aan Adam opdrag om aan die diere name te gegee het. In vers 20 sien Jahwe, met ander woorde die Here, dat hierdie diere nie die hulp is wat by Adam pas nie. Nou die vraag is, hoekom nie? Hulle kan nie praat of kommunikeer met Adam nie, want hulle het nie dieselfde intelligensie vermoë gehad van Adam nie. Vers 21. Toe het die Here God 'n diepe slaap op die mens laat val, en terwyl hy slaap, het hy een van sy ribbebene geneem, en in die plek daarvan met vlees toegemaak. Vers 22.
En die Here God bou 'n rib wat hy van die mens geneem het tot 'n vrou en bring haar na die mens. Vers 23. Toe sê die mens: dit is nou eintlik been van my gebeente en vlees van my vlees. Sy sal manin genoem word, want sy is uit die man geneem. Vers 24. Daarom sal die man sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef, en hulle sal een vlees wees. Vers 25. En hulle was albei naak, die mens en sy vrou, maar hulle het hul nie geskaam nie. Nou die rede hoekom hulle nie skaam was vir mekaar nie, was omdat hulle nie met 'n vleeslike oog of gesindheid na mekaar gekyk het nie. Daar was nie begeerte nie. Hulle was nie bewus van enige vleeslike of seksuele drange nie. Ek gaan vir julle lees uit Genesis 3 vers 1, maar ek gaan hierdie vers in die 3 verskillende Bybels wat ek genoem het lees, sodat ek dit vir julle kan verduidelik, wat die punt kan oorbring wat ons wil. Genesis 3 vers 1. Maar die slang was listiger as al die diere van die veld wat die Here God gemaak het. Die HAT synoniem vir listig is sluw of bedrieglik. Die vers in the Restoration of the Sacred Name Bible lees: Now the serpent was more crafty than any living thing of the field which Yahweh Elohim had made. Skus Werner, crafty? Jy moet jou hande kan gebruik om crafty te wees, nee. Die verklarende woordeboek Chambers 20th Century Dictionary beskryf die woord crafty as having skill, cunning, wily and power. In dieselfde vers in die King James 16:11 Bybel lees: Now the serpent was more subtle than any beast of the field which the Lord God has made. En dieselfde verklarende woordeboek beskryf die woord subtle as crafty and insidious. Insidious is watching for an opportunity to trap. Ons moet besef dat die rol wat die slang gespeel het so groot was, dat hy die oorsaak was, dat die verloop van die ganse mensdom verander het. Ons moet nou ook begin aflei dat die slang nie 'n slang was soos wat ons dit ken nie, was nie 'n slang wat op sy buik geseil het nie. Hy moes 'n regopstaande wese gewees het en wat bene en arms gehad het om die eienskappe van crafty en having skill te kon hê. Ons moet ook dit kan aflei omdat daar voortdurend na hom verwys word as hy in plaas van dit. En laastens moet ons dit kan aflei omdat hy eers na die sonde, toe Yahweh Elohim hom vervloek het en veroordeel het, verander het in 'n dier wat op sy buik moes seil. En ons lees dit in Genesis 3 vers 14. Toe sê die Here God, Yahweh Elohim, aan die slang: omdat jy dit gedoen het, omdat hy wat gedoen het, omdat hy vir Eva gelieg en verlei het, is jy vervloek onder al die vee en al die diere van die veld. Op jou buik moet jy seil en stof moet jy eet al die dae van jou lewe. Winna, ekskuus. As kind, toe ek in sondagskool was, het ons hierdie Adam en Eva met die appeltjie en wat ook al. Was al vertel die appeltjie wat sy geëet het, maar nêrens was ek geleer gewees dat hy vervloek, die slang vervloek was en op sy maag nou moet seil nie. Die ding is net, ons het die vers gehoor, sometime miskien, maar die vers is nooit opgebreek en ondersoek. Die hele Genesis 1, Genesis 2 is nooit opgebreek soos wat ons hom vers vir vers, woord vir woord ondersoek nie. En dit is waar baie van die inligting verlore gegaan het. En dit is hoekom die mense vandag nog dink dat Adam die eerste mens was. Ja. Dis dieselfde met die slang. Met die slang, ja. Hy was regop besig gewees. Ons keer nou terug na Genesis 3 vers 1 se laaste gedeelte. En die slang vra vir Eva: is dit so dat Yahweh Elohim gesê het dat julle nie van al die bome van die tuin kan eet nie? Kan diere praat? Kan diere dink? Nee, hulle werk op instink. Hulle word honger, hulle jag en hulle plant voort.
Nou, Wim, daar gaan mense wees wat sê, mens kan diere leer om te sit en te vra en te sing, maar ons moet onthou, hierdie was in die tyd van Adam en Eva, toe daar nog nie daaraan gedink is om diere te leer om soos 'n mens te Which wees is nie. true, maar as jy nou dink aan die slang, het 'n intelligente gesprek gevoer. Yes, maar dis juist die ding, hy was nie 'n dier. Dier nie, Hy ja. was 'n regop wese. Regop wese. Vers 2, en die vrou antwoord die slang, van die vrugte van die bome in die tuin mag ons eet, maar van die vrugte van die boom in die middel van die tuin het God, dis Jahwe Elohim, gesê, julle mag daarvan nie eet nie, en dit nie aanroer nie, anders sal julle sterwe. Toe sê die slang vir die vrou, julle sal gewis nie sterwe nie. Nou hier is die eerste leuen van Satan. Vers 5, maar God, dis Jahwe Elohim, weet dat as julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan, sodat julle soos God, soos Jahwe Elohim, sal wees deur goed en kwaad te ken. En hier is die verleiding. Hierdie eerste 5 verse van Genesis 3 wys vir ons dat hierdie slang so slim was, dat hy geweet het wat die verskil was tussen die boom van die lewe en die boom van kennis van goed en kwaad. Hy het geweet wat die verbod was wat Jahwe Elohim op die boom geplaas het. En hy het die vermoë gehad om met Eva te redeneer. Vers 6, toe sien die vrou dat die boom goed was om van te eet, en dat hy, as dit 'n slang was, dan sou hulle gesê, Dit. 'n lus was vir die oë, ja, 'n boom wat 'n mens kan begeer om verstand te verkry, en sy neem van sy vrugte en sy eet, en sy gee ook aan haar man, by haar, en hy het geëet. Hoekom sal Eva nou ewe skielik die boom begeerlik vind, as sy al die hele tyd in die tuin van Eden is? Waarom het sy nie voorheen die boom begeer nie? Omdat sy nooit voorheen daarop attent gemaak is nie, omdat haar aandag nooit voorheen daarop gevestig is nie. Dit is soos om vir 'n klein kind te sê, moenie jou hand op die warm plaas sit nie, Gaan dit definitief en dan doen hulle dit, Ja. want hulle wil kyk hoekom ons so sê. Wat het Eva hier begeer? Kennis. Sy wou die verstand kry, sodat sy die geheim van die verbod, wat Jahwe Elohim op die boom van kennis van goed en kwaad geplaas het, sodat sy dit kon verstaan, soos wat die slang haar beloof het, om soos Jahwe Almagtig, dit wil sê God die Vader te wees, en dit is presies wat die slang se val veroorsaak het, of wat die slang tot sy val gebring het. Ja. Want hy wou Jahwe Elohim, dit wil sê God die Vader, sy plek ingeneem het in die hemel, en hy het selfs 1/3 van die engele in die hemel oortuig om saam met hom in opstand te kom. Wat beteken dit, en sy neem van sy vrugte en eet? Dit beteken, sy het seksuele omgang met hierdie regop wese gehad, en daarna ook met Adam. Toe Jahwe Elohim, dit wil sê God die Vader, sy asem van die lewe in Adam geblaas het, het hy aan die mens die verstand gegee om te kan dink en te redeneer, en self besluite te kan maak, maar sy verwagting was dat hulle gehoorsaam sou wees aan sy opdrag. Nou, volgens wat ek weet, was dit die enigste verbod, enigste opdrag, enigste waarskuwing wat Jahwe aan Adam gerig het in die tuin van Eden. Ja. Vers 7. Toe gaan al twee se oë oop en hulle word gewaar of bewus dat hulle naak is. Wat ons nou hier gelees het, beteken dat die Satan geheel en al die liggaam van die slang, wat 'n regop wese was, oorgeneem het om sy bose plan tot uitvoer te bring. Die slang was nou totaal en al onder die mag van die Satan. En dis die medium waardeur die Satan kon manifesteer of werk. En dit was om die mens tot 'n val te bring. Wie veronderstel was om Jahwe Elohim, dit wil sê God die Vader, te verheerlik. En Satan was jaloers op die feit dat die mens hom verheerlik het. Omdat Satan verneder was toe Jahwe Elohim, dit wil sê God, hom uit die hemel gewerp het die wonderbaarlike handewerk van Jahwe Elohim, dit wil sê God, naamlik die skepping van Adam en Eva, wat sondeloos was en wat vir ewig sou lewe, sy grootste en maklikste teiken geword. Wat wou die Satan hier bereik?
Hy wou ons Skepper verneder deur sy, die Vader, se persoonlike handewerk te vernietig. Nou, dit het nou weer tyd geword waar ons weer na die 1933 Bybel vergelyk met die 83 en 2020 vertaling. Nou die vers waarna ons gaan kyk vandag is in Genesis 2 vers 18. Nou ek gaan vir ons lees hierso uit die 1933-53 vertaling. Ook het die Here God gesê, dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom 'n hulp maak wat by hom pas. Die 83 vertaling. Verder het die Here God gesê, dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom iemand maak wat by hom wat hom kan help, sy gelyke. Die 2020 vertaling. Die Here God het ook gesê, dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom 'n helper maak as sy gelyke. Nou kom ons kyk in 1933 wat sê, hulp maak wat by hom pas. Nou dit beteken om die regte maat te hê. Die skoene pas nie by mekaar nie, of die prop pas nie op die spesifieke bottel nie. Nou die vrou pas by die man. Die diere en die bome het nie by die man gepas nie. Die vrou kan soos die man dink en praat en voel. Die 83 en 2020 vertaling. Iemand maak wat hom kan help, sy gelyke. Nou, 'n gelyke is iemand of iets wat in een of ander opsig 'n ander presies ewenaar, met ander woorde dieselfde is, en die mindere en ook nie die meerdere van 'n ander is nie. Maar ons weet dat die vrou in die Ou Testament nie die man se gelyke was nie. Sy was nie eens waardig geag om deur die wet gered te word nie. Sy kon slegs gered word as haar man die 613 wette onderhou het en in heiligmaking geleef het. En al het Jahweh, dit wil sê Jesus Christus, in die Nuwe Testament gekom om genade aan die mens, dis nou die man en veral die vrou te bring, is die vrou vandag nog steeds nie die man se gelyke nie. Ons het, toe ons die doop of onderdompeling boodskappe uitgesaai het, het ons verwys na Efese 5 vers 22 en 23 en ek wil dit net weer lees. Vroue, wees aan julle eie mans onderdanig, soos aan die Here, dit wil sê Jahwe Elohim. Soos aan die Here beteken dat ons onderdanigheid aan ons mans dieselfde is as die onderdanigheid waarmee ons en ons mans aan Jahwe ons Elohim onderdanig is. Vers 23, want die man is die hoof van die vrou, soos Jahwe, dit wil sê Christus ook hoof, en hierdie hoof is met 'n hoofletter geskryf, is van die gemeente, en hy is die verlosser van die liggaam. Terloops, die 2020 vertaling lees, omdat die man die hoof is van die vrou, soos Christus, dis Jahwe, ook hoof met 'n klein letter, is van die kerk. Hy is die verlosser van die liggaam. Die kerk gaan nie gehaal word tydens die wederkoms nie. Die bruid gaan gehaal word. Ons praat later hieroor. Ja. Kolosse 3 vers 18. Vroue, wees aan julle mans onderdanig, soos dit betaamlik is in die Here, in Jahwe Elohim. Nou die rede hoekom ek nou hierdie verse lees, is nie om 'n debat te ontsluit oor vroue is dieselfde as mans nie. Dit is om te wys dat Adam en Eva, wat die eerste mense was, wat ewig lewende siele gekry het, in die tuin van Eden, by mekaar gemaak is om by mekaar te pas, maar Eva is nie Adam se gelyke nie. Sy is sy maat, sy is sy sielsgenoot, maar sy is nie sy gelyke nie. Ja. Nou, ons het nou ook aan die einde van ons boodskap gekom van vandag. Indien daar enige iemand is wat graag met ons wil praat oor dit wat ons vandag bespreek het, is julle welkom om ons te kontak by ons e-pos. Ons e-posadres sal na Pastoor Wim afgesluit het met gebed op die skerm verskyn. Ek wil net by jou aansluit daarso Winna, van as ons dit aan die wêreld moet gaan vertel tans wat die vrou is onderdanig aan die man en soos wat die man onderdanig is aan Jahwe, gaan ons 'n redelike teenstand kry met die New Age mense wat gaan glo dat sy die gelyke is van 'n man.
Maar dit is nou wat ons die verskil het hierso. Ons glo in ons Skepper, ons verlosser en saligmaker. En hy het ons 'n opdrag gegee en die opdrag is die man is die hoof van die huis en die vrou is onderdanig aan hom. En die wêreld sien dit nie so nie want hulle wil dit nie so sien. Die ding is net dit het baie te doen met wat vrouens doen vandag. Baie vrouens kan meeste van die werke doen wat mans doen. Wat mans doen, ja. En ek sê nie dat 'n vrou nie fisies, wel ek dink nie 'n vrou kan fisies die werk doen wat mans doen nie, maar vir my gaan dit daaroor dat ons glo in Jahwe. Ons verlosser is Jahwe. Ons volg die woord wat hy vir ons gegee. Dit is ons handleiding om te lewe. As ons nie daardie handleiding volg nie, gaan ons nooit eendag by hom kan uitkom nie. En die ewigheid is verskriklik lank. Ek kan nie dink dat ek nie die ewigheid by hom gaan spandeer nie, want die enigste ander opsie is die hel. Ja. So vir ons gaan dit daaroor, ons is gehoorsaam aan die woord van Jahwe. Exactly, ja. Onthou asseblief om te subscribe, dit is gratis en dankie dat julle saam met ons geluister het, pastoor. Wil ek net vir ons afsluit. Ons almagtige Hemelse Vader, hier waar ons vanoggend sit en ons het in die woord ingedelf, wil ek net die naam aanroep. Ek wil u teenwoordigheid aanroep. Hier waar ons in u woord delf, wil ons die waarheid leer en ook so die waarheid aan die wêreld vertel. Daar waar die bruid nog tot vervulling moet kom, pleit ek by u, deur die Ruach HaKodesh, om ons te kom lei in alle reg en waarheid, sodat ons die boodskap in 'n verlore wêreld sal invat en dat die bruid tot vervulling sal kom en voltallig sal raak. Geef ons die krag, geef ons die genade en die insig om in hierdie wêreld te kan ingaan en na die mense toe te kan gaan en hulle die woord te verkondig. Seën ook hierdie bediening waarmee ons besig is, een en elk wat hier luister, hulle en hulle gesinne. Seën hulle, behoed, bewaar en beskut hulle. Ons vra alles nie om ons dit verdien nie, maar net uit genade. U groot en wonderlike naam, die naam Jahwe, laat dit so wees. Halleluja. Baie dankie en 'n lekker dag verder. Tata. Totsiens.